Om jou lewe te vereenvoudig, leef jou identiteit. Navorsing deur Wood, Lindley en ander het met die titel The Authentic Personality dui aan dat as ons autentiek en getrou in onsself is, dan bring dit baie meer lewenstevredenheid en geluk vir ons. Maar ons is almal geneig om ons houding so bietjie te verander na gelang wie se geselskap ons is. Dalk is ons stiller in die geselskap van 'n besonder invloedryke persoon. Dalk is ons meer vrolik by iemand wat dit nodig het, al voel ons self nie so nie. Dalk is ons meer ferm in ons werksomstandighede, maar meer ontspanne tuis, so ons wissel almal dit op 'n manier. Maar die geheim om ons lewe te vereenvoudig, is om te besef dat jou identiteit, met ander woorde, wie jy regtig is volgens jou passie, volgens jou gawes, volgens dit wat jy beleef as jou sin in die lewe, hoekom jy hier is, jou lewensrigting, volgens jou sterkpunte. As jy daarvolgens begin leef, dan leef jy al hoe meer autentiek en leef jy al hoe meer jou identiteit. En dis waaraan Mordegai vir Ester herinner in die destiese Persiese koninkryk waarna toe die Jode as ballinge weggevoer is. Nou Ester is 'n weeskind wat deur haar oom Mordegai grootgemaak is. Hulle was Joods. En op 'n besondere manier word Ester toe sowaar die koningin van die Persiese koning. Maar nou is daar ook so 'n intrige in hierdie verhaal. Die koning se adviseur Haman het beplan om die Jode te laat doodmaak, te laat uitwis, en die koning is toe ingelig deur Haman en die koning het so min of meer saamgestem. Maar Mordegai, Ester se oom, het laat weet toe vir Ester, luister, hier is hierdie ding aan die gang, jy sal nou jou ware identiteit op die spel moet plaas, dit onthul sodat die koning kan hoor wie jy is, jy's 'n Jodin en jy moet vir jou mense intree. Ester moes kies, met ander woorde, as vrou om haar identiteit uit te leef in 'n wêreld waar die koning dalk haar lewe kan eis omdat sy met hom kommunikeer. Hoor wat sê haar oom Mordegai vir haar in Ester 4 vers 14. As jy nou swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het. Nou die mooi van die verhaal is dat Ester en die Joodse ballinge het vir 3 dae gevas voor God. Hulle wou sonder God se hulp dit aanpak en doen nie. En juis helderheid kry. En toe het sy met die koning gepraat en sowaar hulle almal se lewens is gespaar. Ons land het 'n trotse nalatenskap van mans en vrouens wat hulle identiteit uitgeleef het om die beste vir almal daar te bring. En vandag, ook spesiaal vir die vroue op Nasionale Vrouedag, leef jou identiteit. Dit vereenvoudig nie net jou lewe nie, dit maak 'n deur na die toekoms verander moontlik en oop. Leef geïnspireerd.